goeiemôre Graad-10s. Wat is in die boks? Gaan nou vir julle sê. Okay, so onthou julle die eerste les wat ons gehad het oor kreatiewe denke gepraat, né? So ek het 'n vergadering gehad met Anna Smit, met ons besigheidskonsultant. So onthou julle al die kreatiewe denke en die oplossings wat julle gegee het vir al die idees om die duidelikheid beter te maak. So sy het nou geprobeer. En toen het sy vir my terugpunt gegee, dit is wat in die boks is. Ek weet nie wat in die boks is, gaan nou sommer julle deur in die boks gaan. Ouens, maak vir my julle boeke toe. Julle doen nou wat ook te maak nie. Maar lees julle vir my asseblief op. Dankie. Dame daar agter, lees vir my op asseblief. Okay, so in ons boks het ons sy het al julle idees gevat wat ons oor gepraat het en sy het vir my 9 geïdentifiseer waarvan sy hou. So winkel revamp, wie sin was dit? Wie wat die winkel oor en wat mooi maak? Kan jy dus op? Redigeer gratis samples, verkope by 'n sportskoolsportbijeenkoms, sosiale media influencers en dan doen dit jouself by jou eie donut. Wie sin is dit? Wie sin idee was dit? Is dit nie wat jou nie, John? Ja, was Jy was jou nie? Dit was jou. Okay. Herontwerp die logo. Nee, dit was joune. En dan Facebook, Instagram bemarking en dan was dit ook joune nie? Okay. En dan die limited edition donut. Iemand het iets gesê van 'n springbok. Dat was nie joune. Nee, dat is 6-7, dat is ook Of 6-7, dan was iemand het so ding. Okay, so sy het hierdie idees gevat wat ek vir haar gegee het van julle af en sy het vir ons 'n baie vertroulike briefie geskryf. So kom ons gaan hom gou lees vir julle. Sy sê, beste konsultante, dankie vir julle idees vir Sweet Circle Donuts. Ek kan ongelukkig nie almal implementeer nie. Ek het beperkte tyd en geld en wil dit nie in die verkeerde idee belê nie. Ek oorweeg dit om met do-it-yourself by jou eie donut te begin. Maar is dit 'n lewensvatbare sakegeleentheid? Ek het julle hulp nodig om die inligting te ondersoek voordat ek 'n besluit kan neem. Groete, Anna Smit, Sweet Circle Donuts. Okay, so JP, jou idees gekies. So nou gaan ons gaan kyk, wat kan julle onthou van die besigheid? As ons na ons dashboard toe gaan, ons dashboard, wat is ons sê ons kliënte leer? Wat kan julle onthou van die kliënt? Ja, waarvan die kliënte loop net verby die winkel? Baie kliënte loop verby, so die mededingers steel by bosies hulle kliënte. Wat kan julle nog onthou? Hulle het Bammen flavors. Ja, hulle het net 6 soorte. So kom ons gaan gou, wat weet ons van ons leer? So hulle is 3 jaar, die besigheid bestaan 3 jaar. Hulle het net 6 soorte donuts, daar's 6 personeellede. Hulle is geleë in 'n sentrum en die verkope het gedaal. Die mededingers het op landsaam ingetree. So dit is wat ons by ons kreatiewe denke het ons nou daar bietjie vasstaan en sy wil hê ons moet dan basies nou kyk of die do-it-yourself idee, die by jou eie donut, is dit 'n goeie lewensvatbaarheids besluit as hy met daai keuse gegaan. Wie weet wat dit beteken lewensvatbaarheid in die besigheid? Is dit nie, dit is moontlik vir die besigheid om te kan doen? Yes, so dit gaan die idee werk of gaan hy nie werk nie. En dis wat ons basies moet bepaal in ons sessie wat ons nou gaan hê. So dit is ons idee. Kan ons net besluit of hierdie idee gaan werk? Kan ons sê yes, hy gaan 100% werk? Nee. Hoekom nie? Wat moet ons doen? Jy moet navorsing doen. Navorsing doen. Yes. Okay, so ons opdrag vir vandag, sit teen die einde van vandag se konsultasie gaan ons kyk. Die verskil tussen interne en eksterne marknavorsing, die SSGB-analise saamstel om te bepaal of 'n sakeondernemings lewensvatbaar is en 'n sakegeleentheid op grond van die bevindinge te identifiseer. Die SSGB SWOT-analise op die gegewe scenario. So hierdie afkorting SSGB, julle ken hom as 'n SWOT-analise, die Engelse weergawe. Dit is die Afrikaanse weergawe. Kyk. So wat ons het intern
marknavorsing, ons het eksterne marknavorsing. Wie weet wat die verskil is? Yes. Intern is binne by besigheid en ekstern is by. Okay, so intern, so hierdie is jou besigheid, die sirkeltjie wys jou die besigheid. So alles wat hier binne gebeur in die besigheid is intern en hier is die besigheid en alles wat buite die besigheid gebeur is wat ons by eksterne marknavorsing gaan doen. As ons kyk na interne marknavorsing by die Sweet Circle Donuts, geef my voorbeeld, voordat ek nou my skryf wys. Geef my 'n voorbeeld van interne marknavorsing. Waarna gaan ons kyk? Wins en verlies. Wins en verlies wat in die besigheid gebeur, want dis inligting wat ons beskikbaar het, wat in die besigheid al gebeur het. Ek kan nie woord nie vir as jy die kliënt met die kliënt praat. As jy kliënte terugvoering kry van, yes. Okay, so enige verkope wat plaasgevind het, so die data wat ons het, wat in die besigheids plaasvind met verkope, dit kan ons gebruik. Terugvoering van ons personeel af, dis intern. So alles wat ons inligting wat ons binne ons besigheid het, dis interne marknavorsing. Wie kan vir my sê wat is eksterne marknavorsing dan? Die vir ons is mededingers wat dieselfde produkte as ons verkoop. Dit is ons, so mens kan dit klassifiseer as negatief, want dit is 'n slegte ding, omdat die pryse kan verskil, so dan sal iemand eerder daartoe wil gaan of hulle iets wat ons sien. Yes, jy kan sê dis 'n negatief as dit met jou mededinger te doen het. Maar as jou jou eksterne goed is nie net negatief, dit kan positiewe goed ook wees, maar jou eksterne marknavorsing soos wat gebeur buite jou besigheid wat ons besigheid kan beïnvloed. Soos kom ons sê met die limited edition gear wat jy gehad het. Dis die Bokke speel wêreldbeker en dan ook ons Springbok Donut vir daai week. Dis iets wat buite ons besigheid gebeur het wat ons intern wat ons in ons besigheid kan gebruik. Verstaan julle dit? Okay, so kom ons terug by die rooi styfie. Interne marknavorsing. So op grond van ons kliënte kan ons kyk die verkope en winsdata, kliënte se klagtes, so daai wat jy gesê het, wat ons kliënte, wat is hulle klagtes, wat is hulle voorstelle of aanbevelings, interne marknavorsing. Voorraadvlakke, so ons het 'n probleem met invoere in ons land, nou het ons nie kakao nie, of vanilla nie, ons het 'n probleem, so nou dit affekteer ons vlakke, so dis ekstern wat ons vlakke, maar dit affekteer ons voorraadvlakke intern ook. Ja, verstaan julle dit? Werknemers, dis se terugvoer, so ons personeel, wat se terugvoer het hulle? So vir hulle luister, hulle gee baie keer want hulle werk op die grond met die kliënte of met die produk. So luister, as jy 'n vergadering het met hulle, hoor wat hulle terugvoer rondom ons produkte is. Verstaan julle dit? En dan kostes en uitgawes verslae. So wat is ons inkomste en wat gee ons uit? John, sit vir my neer en luister. Wat het ons uitgegee en wat het ons ingekry? Ons sit met daai data. So dis interne marknavorsing. Eksterne en as ons kyk na Sweet Circle, is die kliënte en nie kliënte se opinies, mededingers en hul produkte, markneigings in die industrie en dan ekonomiese, so markneigings, nee, ek weet geraak. Kom ons sê, daar's 'n ding wat sê, ons gaan nou net gesond eet. En ons die influencers spring in en hulle sê ons gaan net gesond eet. So die neiging in die mark gaan dan by ons daal, want ons verkoop eintlik donuts, so dis nie gesond nie. So dis 'n eksterne faktor wat ons produk gaan benadeel of ons besigheid. Ekonomiese en demografiese data. Wie weet wat demografiese data? Wie weet wat dit is? Jonie? Dit is nie soos waar, soos die besigheid ons inligting kry oor iets soos die produk self. Van 'n persoon, van 'n demografie af. So van 'n sekere ouderdomsgroep af of kultuurgroep af. Dit is iets wat ook ons besigheid kan beïnvloed. So kom ons sê, die netbalspanne in Suid-Afrika doen goed en hulle is klomp girls, so ons maak dan pink donuts. So dis ietsie wat buite, weer eens iets wat buite is wat ons besigheid kan affekteer. Verstaan julle dit? Of ons wil hulle dalk teiken, ons wil na die netbal se sportsoort gaan, ons gaan pink donuts maak. Verstaan julle dit? Okay, en dan online resensies en sosiale media, ek dink jy het dit gesien nou dag. So jy doen questionnaires, vragies.
goed sê, jy kan of iemand kan staan en vragies of jy kan 'n vraag stel, 'n vragielys op jou social media plaas en sê, beantwoord hierdie die 100ste persoon wat dit antwoord kry ietsie. Jy kan dit van maak, jy kan dit kompetisie maak. So wat dis ook waar kreatiewe denke inkom is, hoekom gaan iemand jou vraelys invul? Want wat gaan hulle uitkry? Maar as jy dit koppel aan iets wat hulle, soos as jy vir my die vraaglys invul, die 10de persoon kry 'n voucher vir donuts. Okay, so jy kan so ietsie doen. Okay. So, kom ons kyk na die SWOT-analise. Julle het al van die SWOT-analise gehoor? So die SS, GB. So ons kyk na sterkpunte. Wat laat ek eers dit weg. Sê vir my wat is die eerste S? Tweede S? Waar staan die G? En B? Yes. Okay, so ons gaan die SWOT-analise gebruik om vir Anna Smith 'n analise som te stel om te bepaal of hierdie produk of hierdie idee lewensvatbaar is. Lewensvatbaar, gaan dit werk of nie werk nie, né? Okay, so nou gaan ons al net vir julle verduidelik hoe werk die SSGB. So hierdie kant het jy sterkpunte en geleenthede, hierdie kant het jy swakpunte en bedreigings. Hierdie kant is positief, hierdie kant is negatief. Dan is jou swakpunte en jou sterkpunte is wat ons by ons intern gaan doen en ons geleenthede en ons bedreiging is vir ons ekstern is. Kijk, ek gaan net gaan terugvat en wil kyk of ek nog geluister het. So kom ons kyk hierso, intern en positief, wat kom daar? Sterkpunte. Intern en negatief, swakpunte. Ekstern, maar is positief, ekstern en negatief, perfect. Dankie dat julle so mooi luister. So, nou gaan ek vir julle 'n paar voorbeelde gee en dan laat julle met my dit gaan klassifiseer onder sterkpunt, swakpunt, geleenthede of bedreiging. So luister mooi. 'n Mededinger kan 'n soortgelyke stasie begin aanbied. Bedreiging. Hoekom bedreiging? Want dit koop dieselfde produk. Yes. Dis 'n eksterne faktor hoor. Okay? Luister mooi tweede een. Kliënte hou van persoonlike interaktiewe produkte. Dis waar. Geleenthede. Ek gaan vir jou sê, kom, dit is 'n stap, maar nie waar ons dit wil hê nie. Want as jy luister na die sin, kliënte, is kliënte intern. Kliënte is ekstern, so ons weet dat die hieronder gaan lê. So hulle hou van iets, so dis iets positiefs, so waar val hy? Die kant of die kant? Die kant van dit is 'n positief, so hy val onder. Verstaan julle dit? Kliënte, ekstern. Okay, luister daarin. Sweet Circle het reeds personeel en toppings om donuts te maak. Hoekom? Want dit is personeel. Okay, so dit is eerstens, dit is ons personeel, so ons weet hy val intern en is iets positiefs, so dit is die kant, so dit is 'n sterkpunt. Okay, die winkels het beperkte werkspasie wat diens kan vertraag. Swakpunte kom. Ek weet dis die laaste een, maar ek wil hê vir my sê hoekom val hy onder Eerste is intern en is negatief. intern negatief. Want dit is ons winkel, so dis intern en dit is ietsie wat gaan die produk gaan vertraag. So dis iets negatief. Dis hoekom hy daar lê. Verstaan jy nie? Sê vir my wat verstaan jy nie? Wat is vertraging? Vertraag is in Engels delay. Waar, ja. Okay. Daarso. Okay. Kan ons 'n swakpunt bestuur? So, kom ek vra julle slim. Kan ons hierdie goeders soontoe vat? Hoe gaan ons dit doen? Kan die kolom groter maak, maar dis nie wat ek wil hê nie. Hoe gaan ons dit soontoe vat? Ons gaan dit bestuur. So ons kan nie net sê, ons gaan nie daar skryf nie, want die blokkie is groter nie, ons gaan dit gaan bestuur. Jy kan nie altyd hierdie soontoe vat nie, ons gaan kyk daar, wat kan ons daar vat, wat ons kan omswaai na die positiewe kant toe. Verstaan ons dit? So, kan ons die swakpunt bestuur? So ons swakpunt hierso was
Die winkel het 'n aparte werkspasie wat iets gaan vertraag. So hoe gaan ons dit so te vat? Ek wil die werkspasie groter maak. Yes. Meneer werkers sal dan net 'n persoon vanaf kan werk en alles maak. Is dit die werk as jy wat minder word? So dan word dit so. Okay, maar dis minder mense wat jy betaal. Ja, maar dis minder werkers wat minder tyd het. Maar eenheid kan dan vanaf gewerk en as As wat vind is. Okay. Ek hoor wat jy sê, maar ons gaan nie nou van personeel ons voorop nie, want dan gaan ons net nog 'n ander probleem skep. Ja. Ons gaan eerder ons spasie groter maak of ons kan die spasie verskuif. Ons kan nog die spasie buite maak met 'n gazebootjie vir spesifiek vir haar aangeleentheid. Ja. Want ons gaan dit eers toets, né? Ja. Okay. Amy. So kom ons kyk gou wat se idees het ons al reeds hierso. Begin klein met een do-it-yourself stasie. So in plaas van om 'n hele tafel vol te hê, begin ons net met een klein stasietjie. Want ons weet nou nog nie of hierdie produk of hierdie storie gaan werk nie. So dan gaan ons 'n klein tafeltjie en ons gaan dit toets. Stem ja of nee? Ja. Wys my jou duim, ja of nee? Ja. Yes. Dan bied dit net op sekere dae of tye aan. Hans van daai idee, ja of nee? Fridays. Friday is my day story. Ja, Okay. dis my day. Okay. Beperk die aantal toppings en hou dit eenvoudig. Jy so nou. Waar is julle duime? Jy so nou. Vir die nou ons het ons eers uitvind wat die toppings hulle van hou. Yes. Voordat ons dit kan doen. So ons gaan interne marknavorsing moet doen. Yes. Okay. So kom ons kyk. Kan ons die bedreiging bestuur? So ons bedreiging was die mededingers kan 'n soortgelyke stasie begin aanbied. Kan ons dit bestuur? Ja. Hoe gaan jy dit bestuur? Ons kan soos hulle kan 'n online webwerf maak waar mense kan kies wat hulle opsoek, hoe hulle opsoek. So soek hulle die twee keer gemeng half. Okay, hoor gou wat is my sin? 'n Mededinger kan 'n soortgelyke stasie begin. Is dit iets wat ons kan bestuur? Nee, hoekom nie? Want jy wil dit sal Maar hy jy kan spas. nie regtig JP, wat is 'n mededinger? Dit is soos 'n persoon wat dieselfde produk of iets verkoop teen 'n laer of hoër prys. Yes. So jou mededinger is 'n fancy woord vir kompetisie. Dis ons kompetisie. Okay. So ons kan nie dit gaan bestuur nie want ons het geen beheer oor ons kompetisie se besluite nie. Ja. Maar ons kan baie goed doen en dan kan hulle foute maak want hulle gaan ons probeer bestuur. So dis wat ons wil doen. Ja, jokes aside. Maar ons kan nie hulle goeders bestuur. Ons kan nie hulle besigheid maak. Ons kan nie hulle keuses maak nie. Okay. Ja. So kan ons die bedreiging bestuur? Nee. Ons kan nie. Okay, so kom ons kyk gou-gou. Hoe bepaal ons wat of hierdie so nou het ons SWOT analise hierso gedoen. Kan julle besluit op grond van hierdie JP, nee nie werk nie maar. Ja. Kan ons op grond van hierdie analise besluit of dit lewensvatbaar is of nie? Is hierdie so nou het ons die dood onsself dan is hierdie besigheidsidee lewensvatbaar? Gaan dit werk op grond van hierdie? Gaan dit werk? Ja. Kan ons besluit op grond van hierdie dat dit gaan werk? Jy is 100% ons kan as besigheidskonsultante kan ons terug gaan aan en ons gaan van sê gaan werk. Ja. Kan ons dit sê? Nou, ek wil sê dat uitvind is dan. Okay, kom ons maak so. As jy sê yes, dit gaan werk of nee, dit gaan nie werk nie. Kom maar. Positief. En dan, hoe gaan jy vanaf doen? Daar's te min navorsing. Ons het te min marknavorsing gedoen. Ons kan nie op grond van hulle het personeel en toppings, hulle is 'n kliënteel van in persoonlike gedragtige produkte, winkel te min spasie. Al sit ons hierdie is iets wat ons kan bestuur. So ons kan ons soontoe vat. Maar dis te min, daar's te min inligting. Ons het te min marknavorsing om daai besluit te neem. Ek het vandag gesê ons kan 'n klein gazebootjie opstaan en dit doen. Terwyl hulle navorsing toe gedoen het. Nee, ons gee, so nou gaan ons maar toe gaan. So ons het nie, so ek vra, dis 'n vraag. Op grond van hierdie kan ons besluit, jy sê dit gaan werk. Nee. Nee, ons kan nie. So ons moet teruggaan na Anna toe en so ons konsultante gaan terug na toe, ons gaan 'n verslag skryf, ons sê Anna, hierdie ding kan moontlik werk. Hy kan moontlik werk, want dit kan moontlik werk. Maar as ons vir jou 'n definitiewe yes wil gee, gaan ons meer marknavorsing moet doen. Ons kort meer data, inligting. So ons voorstel gaan dan wat wees aan haar? En dan ek sê, wat gaan ons voorstel wees aan haar?
vir hom meer navorsing uit te vind. Hoe gaan ons meer navorsing kry? Vir jy kan die websites op baie plak, soos waar ook al die navigasie se dan kan maak dat alles soek. Of wat is hier by? Okay, so ons het nou klop kreatiewe denke, ons het op een ding besluit. Do it yourself donuts. Hoe gaan ons dit nou implementeer? Ons gaan klein begin daar. Luister. So ons gaan klein begin. So wat ons wil gaan sê is Anna, ons voel ons moet dit op 'n Saterdag doen. Kom ons vat een Saterdag, die eerste Saterdag na 'n maandeinde want dan het almal geld. So dis klaar positief. So dan gaan ons een stasie doen by jou besigheid en ons gaan op grond van daai dag wat op daai dag gebeur kan ons maak navorsing doen. So ons stel een stasie op met do-it-yourself donuts. Ons het bemarking gedoen dat dit gaan geplaasvind op daai Saterdag en daarso kan ons besluit. 'n Persoon kan daar staan met vraelysie. Het hulle meer van die vanilla geure gehou of die sjokolade geure gehou? Het hulle meer van hierdie topping gehou of hierdie toppings? Verkies hulle ons moet 'n ander topping inbring? Ja, vir net baie meer werk sien met self beskryf. Hoekom is al in 'n boks wat hulle kan insit? Dis makliker. Want hoekom sal 'n persoon iets vir jou wil invul? Dink jy mense sal vir jou wil invul? Nee. Mense wil nie invul nie. So jy kan 'n persoon, een van jou werkgewers vra om daar te staan en te kyk, op te let wat aangaan. En as hy regtig onseker is, dan kan sy daar, vir die skies ons is besig met 'n marknavorsing. Hoekom het jy die vanilla gekies in plaas van die sjokolade? Ja, dit is eintlik. Amper so iets, maar so en dan kan jy vra, hou jy van hierdie toppings of sal jy nou eerder 'n ander geur wou gehad het? So dit is hoe jy. So nou jy eksterne marknavorsing. Sien maar as dit 'n bond yourself donut is, kan jy nie vra waar jy ander geur gehad het want hulle het daai geur gekies. Ek neem maar aan nou. Ja, maar nou gaan jy nie vra nie, nou gaan sy aftik. Hierdie ouetjie het 'n vanilla ingekies. Hierdie een het 'n sjokolade. Dis hoekom jy nie 'n vraelys gemaak nie. Jy gaan 'n werkgewer vra om vir jou 'n checklist in basies in te vul sodat jy dan aan die einde van die dag kan sien, okay, dis wat hy gekies het. As hy nie kan vasstel hoekom hy nie, kom ons sê iemand het glad nie toppings gekies nie. Glad nie, hy wou glad nie, hy wou net daai daai suikerdonutjie gehad het. Dan kan sy vra so, of sy kan dit upsell, het jy al van upsell gehoor? So dis as jy 'n gewone produk vat en hy kos jou R12 en ek kom na jou toe en ek sê, hoorie, so wil jy nie 'n bietjie toppings op hierdie insit nie? Ja, dit lyk lekker en jy oorreed hom om toppings te sit. Nou word daai produk duurder. So nou ek het nou net daai produk van R12 van R15 of R19 of R20 gevat want ek het hom gaan upsell, ek het hom meer gemaak. Meer waarde aan die donut gesit. Nee, dis goeie sales. So, maar dit is, so jy kan jou produk vat en jy kan hom beter maak, jy kan vir hom meer waarde bysit om dit te doen. Maar nou jy daai extra data. So nou na so 'n sessie, na so 'n dag, nou kom jy terug. Nou kom ons terug in ons besigheidskonsultants kantore en ons sit en ons sê, hierdie is die terugvoering wat ons gekry het met ons do-it-yourself donut dag. Dit is wat gebeur het. Dis die geure wat het. Nou gaan ons weer al daai goeders vat en ons gaan dit weer in 'n SWOT-analise insit. En ons gaan weer, was hierdie 'n negatief, was dit 'n positief? Is dit ekstern, is dit intern? Dan het ons meer vleis in ons SWOT-analise kolom. En dan kan ons vir sê, hoorie so, dis wat ons ervaar het, ek voel, let's go, kom ons doen dit. Stem julle saam? Ja. Okay. So, hoe gaan ons dit meet? So, al die goedjies wat ons nou gemaak het ek vir op een skyfie gesit. Ons gaan kyk na die verkope vir daai dag. Ons gaan kyk na die kliënte se terugvoer. Wat is die koste vir daai donut? Het ons hom R12 gemaak of het ons hom ge-upsell? Kon ons hom ooit upsell? En dan wat is die tyd en die werksvloei? Het dit ons gewone dagse bedryf, want dis 'n ander ding. Nou het ons hierdie do-it-yourself stasie. Maar het al meer mense daar gaan kloek of het mense dit geskiep en na die gewone counter toe gegaan? Want dit is ook iets wat dit gaan beïnvloed. So is dit die moeite werd om die do-it-yourself stasie te hê of moet ons die gewone counter hê? Soos as daai stasie daar is, hulle kan soos net die werknemers vankie aantrek om hulle aandag te trek en dan Vir daai dag. Liewe. Yes, vir daai dag kan jy dit doen.
Maar dit wat jy nou sê, dit gaan terug na kreatiewe denke toe. So dit was ons eerste stap wat ons nou is, ons het reeds besluit. Dis hoe ons die kliënt wil hê ons moet kyk spesifiek na, gaan die do-it-yourself tuin na die weer werk, ja of nee? Verstaan jy dit? Okay. Maar om daai dag beter te maak, kan hulle as 'n besigheid besluit, of ons as konsultante kan sê, hoorie Anna, vir daai dag voel ons almal met funky aantrek, of Anna, print vir jou mense van t-shirts, wat deel is van die besigheid, sodat almal op dieselfde lyk, want dit is ook belangrik, want jy wil ook nie net 'n random persoon met jy toe kom en vir jou dit gee nie. Okay, so, en dan jou personeel, so hierso gaan dit ook so, lyk jou personeel netjies, is hulle betrokke, wat gaan aan met die personeel, is hulle te besig, veroorsaak die do-it-yourself counter vir hulle meer onnodige werk, of is almal is jou personeel betrokke? Okay, so jy moet al die faktore in ag neem, voordat jy dan jou SWOT-analise weer gaan opstel, en dan van daar af gaan ons bepaal of dit lewensvatbaar is. Wie verstaan? Maak vir my yes of no. Wie verstaan? Wie verstaan nie? Okay, so ons kan toetskryf vir dit, julle gaan 100% kry. Van hulle. Van hierdie hele storie wat ons nou gepraat het. Wonderlik, ons gaan 'n exit ticket doen. Okay, so, ons opdrag, is ons opdrag voltooi, as ons sê, ons kan hierdie vir Anna sê, yes of nee, is volhoubaar, is lewensvatbaar? Ons is halfpad, ons is amper daar. So interne en externe marknavorsing, verstaan ons dit? Yes of no? Wys my, yes, no, halfies. Sissie, is jy by half? Waar is ons? Waar is jy dan? Okay. Stel, gaan jy SWOT-analise kan opstel? Yes of no? Wys my nie jou, waar is jy? Okay. Gaan jy hom kan toepas? Gaan jy het kan doen? Gaan jy terugvoering kan gee? Waar is jy duimpie? Waar is jy duimpie? Yes of no? Wonderlik, ouens. Implementeer van 'n sakegeleentheid. So gaan ons vir Anna kan sê, yes, ons het hom getoets, ons gaan dit kan doen. So gaan jy vir enige besigheid wat jy kom sê, gaan jy dit kan doen? Yes of no? Ja. Hang af wat hulle verkoop. Maar jy gaan nou moes nie so awesome SWOT-analise Ja, soms. ek sê almal net, Okay. So ek het vir julle 'n exit ticket gemaak weer. En ek wil hê julle moet vir my mooi lees. Skryf asseblief vir my jou naam en van bo en dan jou klas. En dan maak my seker julle vul hierdie gesiggies in. So dit is net vir ons om te bepaal of jy die waarheid verstaan en of ek vir julle dit op 'n ander manier moet verduidelik weer. Okay. Sien my aan. Ja. Dis nie 'n oorboek toets of iets nie, ouens, jy vul hom net vir my in. Ja. Jy het 5 minute gee om dit te doen, Ankies. Ek gaan in 'n kort lyn. En julle is hier vir 'n dubbel, so dan gaan mevrou Basson die volgende les vir julle oorvat. So skryf jou exit ticket klaar en dan is ons klaar. Julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kans. En almal verstaan, hè? Ja. Okay. Voordat julle uitgaan met die klas, moet julle asseblief my hierdie kaartjie inhandig. Sit hom net vir my op die voorsitafel neer en dan sluit ons nou kyk. Dankie julle.